Goeiemôre, dit is maandag die 2de Junie. Vanoggend lees ons saam uit 1 Samuel 16. Ons lees daarvan vers 7. Ons is in Pinksterweek, in afwagting van die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. 1 Samuel 16 vers 7. Die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie. Ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. God kyk anders na mense as wat ons na mense kyk. Samuel is hier op pad om 'n nuwe koning te salf, en dan gaan Isaïe se seuns een vir een by hom verby, en uiteindelik is dit Dawid wat in die veld pa se skape oppas, die jongste wat as koning gesalf word. En hier sê leer God vir Samuel 'n baie belangrike les. Dat God kyk anders na mense as wat ons na mekaar kyk. Ons kyk na mekaar in terme van ons voorkoms, baie keer ons status, en wat ons dink ons bankbalans is dalk selfs, of ons vermoëns. God kyk verby dit. God kyk na ons harte, want dis wat vir hom belangrik is. Mense wat hom liefhet, mense wat naby aan hom leef, mense wat sy liefde uitleef in hierdie wêreld. Kom ons bid dat God deur die Heilige Gees ons harte verander. Ons harte 'n plek maak waar hy graag wil woon, waar hy tuis is. Kom ons bid dat God vir ons nuwe oë gee deur die Gees, om mekaar te sien soos wat hy ons sien. Dat ons nie met wêreldse oordeel na mekaar sal kyk nie, maar met sy genade en sy liefde. Hemelse Vader, dankie dat U na ons kyk met oë van genade en liefde. Oë van omgee, ja, van 'n pa wat na sy kinders kyk. Here, help ons om ook so na mekaar te kyk. Geef vir ons U oë, U hart. Ons kan so maklik, maar soos die wêreld oordeel, op grond van voorkoms, op grond van status, en 'n klomp ander wêreldse dinge. Here, ons bid dat ons eie harte vir U 'n woonplek sal wees. 'n Plek waar U tuis is, 'n plek waar U wil wees. En Here, as ons na die wêreld kyk, mag dit met U hart wees. Mag ons nie mekaar veroordeel en afskryf en wegjaag nie. Maar mag ons mekaar innooi en omgee en laat deel in U liefde. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, dat ons saam met die kerk oor die wêreld kan dankie sê dat U Gees oor ons uitgestort is. Here, maak ons instrumente van U lewende Gees. Dankie dat ons nood, ons vrees, ons hoop, ja Here, ons alles in U hande kan plaas. In Jesus Christus se naam. Amen.